Groot groepe ondersteuners van die March and March beweging ruk reg oor die land teen buitelandse burgers op en 'n aansienlike verligting by die volstasies te wagte. Goeiemiddag, dit is tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Walter Ernst. Die dag teen onwettige buitelandse burgers het groot groepe ondersteuners van die March and March beweging in metro's, insluitend die Tshwane, Johannesburg, eThekwini en Kaapstad metro byeengebring. Die betogings het groot veiligheids- en verkeersoperasies reg oor Suid-Afrika tot gevolg gehad, met duisende polisiebeamptes wat ontplooi is. In Pretoria het 'n groep van net meer as 200 betogers by Kerkplein byeengekom en tot by die Sunnyside polisiekantoor beweeg. Die betogings in Johannesburg het kort na 2 hand uitgeruk. Openbare toilette is in Jouwil aan die brand gesteek, 'n huis is bestorm na 'n heen en weer klipgooiery en die polisie het tot 2 mans se redding gekom wat deur betogers op straat aangeval is. In Marion Ridge, wes van Durban, is minstens 8 spaarwinkels vanoggend geplunder. Ooggetuies sê die winkels wat geteiken is, behoort hoofsaaklik aan buitelanders, terwyl plaaslike winkels in dieselfde omgewing glo nie geraak is nie. Die burgemeester van die Inkosi-Langa-Libalele plaaslike munisipaliteit in Estcourt in KwaZulu-Natal, Mduzi Mjeza, het by die betogers aangesluit en sy standpunt dat onwettige immigrante die land moet verlaat, herbevestig. In Kraaifontein in die Wes-Kaap moes die polisie rookgranate gebruik om die onbeheerste skare onder bedwang te bring. Volgens die owerhede het die meeste optogte vreedsaam verloop en wetstoepassers het vinnig die oorhand oor sporadiese misdadige voorvalle gekry. Menigte ondernemings in metro's soos Pretoria, Johannesburg, Kaapstad en Durban het nie vandag handel gedryf nie, met die doel om ontwrigtings deur die March and March en sy alliansievennote te vermy. Lugfoto's het vanoggend tydens spitstyd gewys hoe stil die paaie wat gewoonlik van voertuie wemel was. Teens Tobison, ekonomiese navorser verbonde aan die Solidariteit Navorsingsinstituut, sê protesoptrede bring onvermydelik skade aan die ekonomie mee. Ja, die groot skade wat gelei word as gevolg van hierdie betogings is nie noodwendig verwoesting nie, dis dood eenvoudig besighede wat nie kan sake doen nie, mense wat per uur betaal word wat vandag nie kan werk nie, en so kan 'n mens aangaan. Kleinhandel dra so tussen 3 en 6 miljard per dag by. Groot deel daarvan gaan vandag verlore, ook fabrieke wat vandag nie kan besigheid doen nie. En ja, op die ou end is dit natuurlik die mense wat geen aandeel aan die probleem het waaroor mense betoog nie, wat die ergste daardeur geraak word. Hoopelik kan daar beleidshervorming wees om grensbeheer toe te pas ensovoorts, maar selfs immigrante is nie die kern van die probleem wat mense ontstel nie. Dis werkloosheid, dis 'n gebrek aan ekonomiese groei. En as die regering nie hierdie ekonomiese groeiprobleem aanspreek nie, gaan mense aanhou om buitelanders daarvoor te blameer en gaan hulle allerhande ander sondebokke soek. Suid-Afrika se formele nie-landbousektor het 'n beduidende terugslag beleef met die verlies van 80.000 poste gedurende die eerste kwartaal van vanjaar. Volgens die jongste data van Statistiek Suid-Afrika, SSA, het die land die afgelope jaar altesaam 121.000 werksgeleenthede verloor. SSA sê die werksverliese is te wyte aan afnames in onder meer gemeenskapsdienste, handel, vervoer en elektrisiteit. Indiensneming in die vervaardiging, sakedienste, mynbou en konstruksiesektore het egter toegeneem. Voltydse indiensneming het die afgelope kwartaal met 24.000 gedaal, terwyl deeltydse poste met 56.000 gekrimp het. Standard Bank se groephoof van Suid-Afrikaanse makro-ekonomiese navorsing, Dr. Elna Moelman, sê die opname fokus op 'n spesifieke segment van die ekonomie, naamlik die regering en die formele nie-landbousektor, en die opname toon 'n afname van meer as 1% in werksgeleenthede. In die eerste kwartaal van hierdie jaar het ons ook gesien dat kredietburo data vir ons wys dat daar 'n styging is in die persentasie van mense wat wel agterstallige skuld het. Dit dui duidelik daarop dat daar druk op verbruikers is. Dit was in die eerste kwartaal voordat brandstof en vervoerpryse drasties gestyg het in die tweede kwartaal. En natuurlik het die Reserwebank rentekoerse met 'n kwart persentasiepunt opgesit in die tweede kwartaal van hierdie jaar. Ons verwag dus dat die verbruikersdata hierdie jaar oor die algemeen redelik swak sal wees, gegee al hierdie druk op verbruikers.
Suid-Afrikaners kan van môre af uitsien na 'n aansienlike verligting by die brandstofpompe, met die eerste daling in brandstofpryse sedert April se rekordverhogings. Die prys van 93 oktaan petrol daal met R2.01 per liter en 95 oktaan petrol met R1.96 per liter. Diesel word selfs goedkoper met dalings van tussen R3.14 en R3.59 per liter, afhangend van die swaal inhoud. Die prys van parafin daal ook aansienlik. In Gauteng kos 95 oktaan petrol nou R26.10 per liter, terwyl die prys van aan die kus R25.23 per liter is. Die leier van die DA, John Lewis, sê beweringe van onbehoorlike invloed tussen DA-ministers en die beeldpoetsmaatskappy Resolve Communications is nie 'n kwessie nie. Dit volg nadat die minister van Landbou, John Steenhuisen, beweer het dat hy deur kliënte van die firma genader is vir vergaderings wat ook betrekking het op sy hantering van Back and Closeer en gesprekke oor die satellietmaatskappy Starlink. Steenhuisen sê die firma het glo ook negatiewe veldtogte teen hom gevoer. Heer Lewis sê daar is niks verkeerd met politici wat met rolspelers, burgerregte groepe en belanghebbendes vergader nie en dat dit deel van normale regeringspraktyke vorm. Resolve Communications het intussen die beweringe verwerp en sê hulle doen wettige openbare betrekkinge werk. En ten slotte, 'n nuwe parasietspesie, Paradiplozoon, is vernoem na die Cape Nature Fauna ekoloog Dr. Martien Jordaan ter erkenning van haar werk in die beskerming van varswaterbiodiversiteit in die Wes-Kaap. Die spesies is ontdek tydens navorsing oor parasiete op die kiewe van bedreigde vissoorte in die Clan William gebied. Volgens Cape Nature beklemtoon die ontdekking die belang van samewerking tussen veldnavorsers en universiteitswetenskaplikes. Kenners sê die werk dra ook by tot beter begrip van varswater-ekostelsels en die rol van parasiete in biodiversiteit, wat deel vorm van gesonde natuurlike stelsels. En dit bring ons aan die einde van vanaand se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Baie dankie vir die saamkyk. Ons het môre aand weer 'n afspraak.